verander meer deur kindness as wat hulle deur harshness verander word. Die woord sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af. En as ons die Here in klein goeders gehoorsaam, wil ek vir u sê, in die koninkryk raak dit groot dinge. Groot deure hang aan klein skaniere. En God wat sterrestelsels geskep het, kyk ook na die mossies. Die skrif sê dat God is bewus selfs van elke swaalkie wat op die grond val. Maar wanneer dit by lewe kom, gee God aan Israel hierso hierdie beginsel. Hy sê, maar die moeder moet anders behandel word. Hy sê, die moeder is die bron van die toekoms. Moenie die bron van die toekoms vernietig nie. Don't consume everything. Think of preservation when you deal with an animal. Apply the principle of stewardship. Show restraint, wisdom, and preservation. Don't destroy what sustains life. Mercy matters even to a bird. Nou, in ons Christelike lewe is daar niks fout om 'n dier te slag, om 'n dier te eet nie. Kan ek 'n amen kry? Die rede hoekom die boeddiste, so ek sien nie dat jy nooit 'n voeltjie mag doodmaak nie, maar die boeddiste, die rede hoekom hulle nie 'n dier wil doodmaak of 'n muur doodmaak nie, is dat hulle glo in reïnkarnasie vir die volgende dier. Nou ons glo nie so nie. En ek dink aan die wrede maniere hoe daar sekere kulture is wat hulle diere behandel. En dit is my nogal so lelik. Dit reflekteer, daai kultuur reflekteer nie die natuur van God in hoe hulle dit doen nie. Nou, ek het hulle bok geskiet en ek het gejag, maar ek probeer dit en ek doen dit vir eetdoeleindes. Want die volgende geslag word gepreserveer. En jy beperk lyding tot die minimum van die dier. So jy doen dit altyd met ontferming. Kan ek 'n amen kry? You do it in mercy. En dit is my so sleg dat in sekere kulture word die lyding selfs van 'n dier word geselebreer en is deel van hulle offers aan hulle gode. En die Here wil hê sy kinders, sy mense moet sy natuur reflekteer, selfs teenoor 'n dier. En weet jy wat? 'n harde hart teenoor 'n dier reflekteer 'n harde hart teenoor mense en teenoor God. God se koninkryk word nie op gemeenheid of op wreedheid gebou nie. En ek kan ook vra, waartoe gaan u met hierdie preek? Maar hierdie beginsel is waar in die lewe en dis seker waar in ons geestelike riekelm. Dis 'n klein dingetjies wat God vereis, wat niemand anders van jou sien nie. En ek dink in die gevalle in die Bybel waar groot deure met baie klein skaniere oopgegaan het in mense se lewe. Ek dink aan die boek van Rut. Naomi se man sterf en haar skoondogter Rut se man sterf ook. En Naomi sê vir Rut, ek kan nie meer hier bly nie. Daar is 'n hongersnood. Ek het nie 'n man nie, nie my kind nie. Ek sal na Bethlehem teruggaan waar ek vandaan kom. En ek gaan my laaste dae gaan ek daar lewe. En Rut sê die volgende. Nee, sy sê net 'n paar woorde. Sy sê die volgende. Waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk. En dan sê sy, u God
is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe. Klein besluit wat sy maak in haar lewe. My God, u God sal my God wees. En toe hulle aankom in Bethlehem en daar geen kos is nie, was daar 'n wonderlike instelling in Israel waar wanneer iemand 'n boer 'n land bewerk, dan is daar 'n sekere gedeelte wat hulle net sou los vir armes om dit te kom optel. Net 'n gesture van barmhartigheid wat ingewerk is in hulle godsdiens. En Rut 2 vers 3 sê, daarop het sy heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En toevallig eintlik kom sy af aan 'n land wat behoort aan Boas. En ons weet, ons glo nie aan toeval nie. Maar hier het deure begin oopgaan in haar lewe, want toe sy terug was in saam met Naomi, het Rut besluit, jou God gaan my God wees. En toe sy saam met haar begin beweeg, toe begin deure oopgaan in haar lewe. Sy het nie geweet van Boas wat 'n bloedverwant is van Naomi se man nie. En daai aand toe sy gare gaan optel en Naomi gaan terug en Rut gaan terug en sy vertel vir Naomi wat gebeur het. En dat sy in Boas se land was, toe erken Naomi dat dit was haar bloedverwant en sy gee vir haar raad. Die volgende dag gaan Rut weer en Boas merk haar op. En hy sê vir sy werkers die volgende, hy sê, laat val 'n bietjie meer gars waar daai meisie loop. En doen haar geen leed aan nie. En sy dink, soos wat sy die gars optel, jette, hierdie is die swakste garsgarbers van hierdie boer. Want oral waar ek gaan, lê die goed op die grond. En uiteindelik lei dit na waar sy gaan slaap aan die voete van Boas, sonder enige bybedoeling, en sy word wakker in die nag, en hy sien haar, en hy gooi sy kleed oor haar. En die einde van hierdie verhaal is, sy trou uiteindelik met Boas. En hulle het 'n kind, en die kind se naam is Obed. En Obed het 'n kind, en die kind se naam is Jesse. En Jesse het 'n kind, en sy naam is Dawid. En Jesus besluit om uit die geslag van Dawid te kom. Alles oor 'n vrou wat 'n heidense vrou was, wat besluit het, u God sal my God wees. Groot deure swaai op klein skaniere. En ek wil vir u sê, ek hoop u besef die wonderlike dinge wat gaan gebeur met geslagte na u. Omdat u ook eendag gesê het, my God sal God wees. Wat 'n seën oor hulle lewe sal daar nie kom, want ek het eers besluit, ek gaan die Here dien nie. Ek los my kultuur en ek aanvaar God se kultuur. En wie weet wat gebeur met jou nageslag, omdat jy besluit het om Jesus te volg. In die wêreld dink almal dis die groot goeders, maar dis die klein goed wat jy doen vir God. En in die geestelike riem swaai groot deure oop op klein skaniere. Het iemand al kindness aan u bewys? En hoe groot impak het dit nie op jou lewe gehad nie? Ek vra vir Martynkie, wat is die ou se naam wat en dit is wat is dit? Kobus in ons kerk by my ma. Ek het terug in 1980 alreeds het ek gesing in my ma se kore en alles, en daar het hierdie
hierdie ou begin basgitaar speel en hy was ongelooflik goed. Ek het nooit belang gestel regtig om klavier te speel nie, want my ma wou my geleer het en sy het my gedwing toe ek klein was om voor 'n klavier te sit en dit ek net heeltemal ek wou nie meer nie, want my ma leer my. So en ek kyk hierdie ou en ek begin kyk wat hy doen op die basgitaar, gaan sit langs hom as ons oefen en later begin ek ook die goedjies en die ou besluit. Hy gaan vir my sy Paul McCartney basgitaar gee. Dis een van 'n basgitaar, ek weet nie of julle weet is, hy kan linksom ook speel en regsom uit toe. Hy't so, jy kan en ek is 8 of 10 jaar oud op daai stadium, jong ouetjie. En iemand gee vir my 'n gitaar. En ek begin daai gitaar vat en ek begin om te speel en ek begin te oefen en daar het my liefde vir musiek gekom. En van daar af het ek wel teruggekom na die klavier toe, maar dis klein dingetjies wat in my lewe groot impak gehad het. En op daai oomblik was dit die regte skanier vir my hele lewe. Maar dit het gekom deur iemand wat my gehelp het. Toe ek op Bybelskool was, nie baie geld gehad nie, maar daar was 'n oomie in ons kerk, oom Jannie. En oom Jannie het aan die einde van die maand, elke keer dan bel hy my en sê, kom hierso, dan vat hy my en sê, bring jou, ek het so 'n fietjie gery, hy sê, bring jou fietjie en gee hy vir my 'n vol tank brandstof elke einde van die maand. Want hy sê, jy werk vir die Here. En jy weet, dis dalk 'n baie klein dingetjie, maar dit het so 'n wonderlike ding oopgemaak in my lewe, van iemand net wat compassion het in my lewe. En so, in die Joodse kultuur, as jy op 'n nesie afkom, en jy moet eet, dan is dit fyn. Vat die eiertjies, maak vir jou 'n omelet, sunny side up, maak nie saak wat nie. Vat die kleintjies, en braai vir jou 'n bietjie chicks op 'n stiek. Maar moenie die moedervoeltjie doodmaak nie, sê die Bybel. En ek sal graag, want God sê ek sal graag wil hê, as jy alleen daar buite en niemand sien jou nie, wil ek nog steeds sê dat jy moet genade bewys. En as jy dit doen, sal ek 'n blessing op jou sit wat jou sal volg. En ek dink die maalvoeltjie is seker maar 'n tipe van die moeder. Dit sou eintlik sou hierdie nou 'n goeie Moedersdag preekie gewees het verlede week, nie waar nie? Die skrif sê die volgende, hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat dit met jou goed sal gaan en jou dae verleng sal word. Amen. Want daar's 'n belangrike ding wat gebeur in ons lewens wanneer ons moeders, when we honor them. Groot deure hang op hierdie skanier van hoe jy jou moeder behandel. Ja, okay, maar jy verstaan nou nie my situasie nie, want jy ken nie my ma nie. Nou ek wil vir sê, as die tieners, as daar kinders is, as daar kleinkinders is, let op hoe jy die moeder behandel. Ek gee nie om hoe geestelik of godsdienstig jy in jou lewe is nie. God kyk hoe jy genade bewys aan mense wat dit dalk nie eers verdien nie. En jy doen sekere dinge because it is a principle. En daar is iets groots daaraan om die vulnerable te beskerm in ons bediening, in ons lewens. En ons is veronderstel om kind-hearted te wees, om met deernis en met genade met mense te werk, wanneer niemand kyk nie. Ons reageer nie in woede en in soos ander mense reageer nie. Ons sê nie
die vloekwoorde wat ander mense sê nie. En mense sal sê, wat maak dit saak? Wel, ek is nie perfek nie. Ek sê elke nou en dan kom daar uit my mond uit. Maar weet jy wat? Onmiddellik konvik die Here my. So ek praat nie van perfeksie hier nie. Ons kan nie perfek wees nie. Ons miskien is daar 'n paar mense wat nog nooit gevloek het in hulle lewe nie. Dit is net amazing. En ek streef daarna, maar en ek glo God onthou ons when our hearts is right and turns to him. En ek wil u aanmoedig om kind te wees, om vriendelik te wees teenoor mekaar. Want weet jy wat, hierdie dinge tel by God. Dit tel by God. Dis nie soseer iets wat jy doen nie, maar dis die gees waarin jy dinge doen. Ja, jy weet, ek sal nooit vergeet nie, my eerste ketty wat ek kry, toe ek 'n jong seentjie is, gaan ek en ek oefen op bottels, en dan skiet ek elke nou en dan 'n botteltjie raak, en dan begin ek my mik inkry, en eendag sit daar 'n duifie, so naby aan 'n takkie by my, en ek weet nie hoekom nie, maar ek dink, dankie Here, en ek draai die ketty om, en ek het nie eens gedink ek gaan hom raak skiet nie, want hy is so ver, en ek bedoel, ek gooi hom net so in die volgende oomblik, is dit net vere, en daar val die duif. Ek sê, jong luid, en nou flop die duifie op die grond, en nou besef ek kan nou nie dat hy net so beseer wees nie, ek sal nou die genade dood hier moet doen. En ek besef eers daarna, jy weet, dit is nou, jy moet deurgaan na hierdie punt toe, you got to follow up, you got to show in a way, you got to show kindness now. Anyway, ek moes die ding doen, en ek doen dit, en ek gaan na huis toe, en ek sê, en ek noem dit vir my ma, ek sê, ma, ek het nou net 'n voeltjie geskiet. En ek sal nooit vergeet, ek dacht sy gaan sê, well done. Yes, maar my ma, kyk, sy skud net haar kop so. Ag, en ek is tog so teleurgesteld in myself, en as ek maar net daai skrifgie geken het van, jy moet die moedervoeltjie moet jy nie doodmaak nie. En ons het simpelde dinge gedoen toe ons klein was, maar nou in my lewe, ek weet nie, van my sê ek het 'n softie geraak. 'n Softie met diere. Ek het 2 brakke daar by die huis, en ek is tog so lief vir die goeters. Maar die skrif sê, dat die regverdige ken die natuur van sy dier. Proverbs 12:10 sê, a righteous one understands the soul of the animal, but the tender mercies of the wicked are cruel. Maar die punt wat ek wil maak, is dat daar is iets daarin, hoe jy iemand behandel. En kindness is 'n vereiste vir 'n kind van die Here. Jy weet, jy kry die vrou van Spreuke 31, en sy gaan, is 'n amazing vrou, dis die Wonder Woman van die Bybel. Hierdie vrou gaan nie pep toe nie, sy maak haar eie klere. Sy maak haar eie klere vir haar kinders, sy hou die huis aan die kant, haar kinders is skoon, en die Bybel sê, sy woeker met haar geld, en sy koop en verkoop, en die mooiste ding van hierdie vrou, die Bybel sê, en sy prys haar man. Dis 'n amazing vrou hierdie, 'n absolute increase, sy laat haar man goed lyk, sy laat die huis goed lyk, sy laat die kinders goed lyk, en is 'n Wonder Woman nie, maar miskien is die skanier waarop al hierdie groot deure oopgesluit word in haar lewe, word in een vers opgesom. Spreuke 31 vers 26. Die Engels sê, die Afrikaans sê, haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting
is op haar tong. Engels sê, and in her tongue is the law of kindness. In her tongue is the law of kindness. En sy is al hierdie dinge en dan is sy nog kind ook. The law of kindness. En jy weet, al is sy upset en ek moet eerlik en sy moet eerlik wees, sy moet ferm wees, sy moet gedissiplineer wees, sy verhef haar stem, maar steeds doen sy the law of kindness in haar lewe. Maar daar is soveel krag in kindness. En ek wil sê, dit raak God se hart. Galasiërs 6:9-10 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Dan sê vers 10, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ag, en dit is vir my so wonderlik wanneer ek hoor iemand weet van iemand wat swaar kry en hy help hom en veral wanneer dit gebeur onder die kinders van die Here, van die huisgenote van God. Ons opereer in die gees van Christus. En hoe ons mense behandel is belangrik vir God. Ons humeur, ons attitude en hoe ons mense behandel. Jy weet, vandat ek 'n oupa geraak het ek softie geraak. Want so 'n klein dogtertjie wat in jou lewe inkom, maak sulke mooi goeders oop weer in jou lewe. Dinge wat toe was en dinge wat maar hard is in die lewe. En om nuwe lewe te sien. Julle sal nou wie van julle is oupas en oumas? Kan ek dit sien? Dit is so wonderlik. Jy weet, ek sê vir my vrou, ag, is so lekker om my kinders te sien kom met die kleintjie en dan is dit so lekker om my kinders te sien gaan met die kleintjie. Dit is so wonderlik om dit te kan wees in jou lewe, maar wie van julle het 'n skoonma wat moeilik is? Nou sê die pastoor, jy moet nou die moedervoeltjie moet jy nou mooi behandel. En jy weet nie wat sy heks is my skoonma nie. Jy mag dalk heeltemal reg wees, maar dit verander nie God se wet van respek en deernis in ons lewens nie. Haar swaai groot deure aan die regte gees waarin ons bly operate. En dis die groot deure wat vir Dawid in sy lewe oopgegaan het. Vervolg. En Dawid besluit uit 'n geleentheid om hom dood te maak, maar hy ken hierdie een skrif. En hierdie skrif staan in Psalm 105 vers 15. Raak my gesalfdes nie aan nie en doen my profete geen kwaad nie. Do not touch the anointed. En as gevolg van sy respek vir die salwing wat God op koningskap plaas, besluit hy toe hy koning uiteindelik word om nie Saul se familie uit te wis nie. En hy vra die volgende vraag, 2 Samuel 9 vers 1. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor die huis van Saul dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonathan. Ter wille van Jonathan. Jonathan was 'n vriend van Dawid. Jonathan was die seun van Saul. En iemand sê, ja, daar is iemand, daar's 'n verlamde seun, sy naam is Jonathan.
Ekskuus tog, sy naam is Mephibosheth. En Dawid sê, gaan haal daai kind. Hy sê, sit hom in my paleis. Hy sê, bewerk sy grond. Hy gee hom 22 diensknegte om sy grond te bewerk en sy huis aan die gang te hou. En hy sê, Mephibosheth, jy gaan aan my tafel sit. You will have a seat at my table. Vir die res van sy lewe. Dawid was 'n man wat die hart van God gehaat het en 'n besluit om 'n familielid te seën, al het hierdie familie hom vervolg. En ek wil vir u aanmoedig, as u iemand het wat u moet vergewe, vergewe. Al stem jy nie saam nie, jy hoef nie om te like nie, jy hoef nie by hom te kuier nie, maar vergewe hom en vergewe haar vanuit 'n opregte hart. Want dit is wat ons doen, soos Jesus met ons gedoen het. En ek wil vir julle sê, ons het nou konversies, hierdie is nie al nie, daar is nog ander konversie hierso. Ek voel goed oor die feit dat hierdie gemeente kyk na kinders. Kyk na, we look after the vulnerable. We look after, ons kyk na ons weduwees en ons kyk na mense wat hulp nodig het. Dis iets wat ons doen, dit is wat ons kerk doen. Al is dit konversies wat ons uitdeel, of kinders wat ons kos gee. Want wat ons aan die minste doen, sê die Bybel, doen ons aan God. Amen. We do it for God. 2 Petrus 1:5 sê, en juist daarom ook, moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg deeg, by deeg kennis, by kennis selfbeheersing, by selfbeheersing lydsaamheid, by lydsaamheid godsvrug, by godsvrug broederliefde, en by broederliefde die naaste liefde. Het jy al gehoor van die broederlike kus? Moenie worry nie, ons gaan dit nie doen nie. Moenie bekommerd wees nie, maar die Bybel sê ons moet broederliefde hê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar nie. As hierdie dinge in julle is en toeneem, vers 9 sê, want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind, kortstondig en het die reiniging van sy vorige sondes vergewe. Amen. So ek klink seker net soos 'n dominee vanoggend. Maar Efesiërs 4 sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en laster moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Wat die Here hier probeer vertel, is hy sê, as hy so voel oor 'n ou moedervoeltjie, hoeveel te meer voel hy nie oor jou? En is hy barmhartig teenoor ons nie? 1 Petrus 3 vers 10 sê, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Amen. 1 Petrus sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is tot hulle hulp geroep. God looks. Die Here sien. En wanneer hy jou sien dinge doen wat niemand anders raak sien in jou lewe nie, beplan God goeie dinge vir jou as gevolg daarvan.
There's nobody that gives you a pat on the shoulder. Daar's niemand wat jou geluk wens nie. Daar's niemand wat sien wat jy doen nie. Maar God beloon jou vir alles wat jy doen. En dan begin goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. En ek weet nie van u nie, maar ek het die wind van agter nodig in my lewe. I need to stay in kindness. I need to stay in mercy. I need to stay in love. Oor my huis, oor my familie en oor die kerk. En vandag kan groot deure ook vir jou oopgaan, wat aan klein skaniere hang, van kindness, van vergifnis en van ontferming. Ek wil net die vroue honor wat hier is. Ek wil vra dat al die moeders sal staan. Al die moeders. Soos God so voel oor 'n ou voeltjie, hoe voel hy nie oor julle nie? Hoe kosbaar is julle nie vir ons nie? Ek wil vir julle sê dat ons respekteer julle, we honor you, and we thank God for you. Want julle dra dinge, soveel dinge in julle lewens. Ek bedoel, na Maria, die Bybel sê dat Maria het al hierdie dinge in haar hart gedra. En ek wil u vra, wat langs hulle sit, of naby aan hulle sit, om net te staan en u hand op hulle te sit. Sal ons dit doen? Al die moeders wat hier is. So Here, ons wil vir u dankie sê. Vir elke moeder wat in hierdie huis is, wat in hierdie familie is. Bid Here dat u die worries wat hulle elke dag meer sit, die dinge wat hulle dra vir hulle kinders en vir hulle nageslag. Here, ek bid dat u liefde aan hulle oorgedra sal word. Terwyl ons nou ons hande op hulle lê, wil ek hulle seën. Ek wil u vra, Vader, that you will bless them, that you will keep them, that you will make your face to shine over them, that you will be gracious over them, that they will see grace operating in their generation and those that deal with them in the name of Jesus. Bid, Vader, dat u elke persoon, Here, wat in sy hart teenoor u, Here, genade bewys aan mense. Bid dat u hulle sal seën. In die naam van Jesus. En Vader, dat goedheid en guns ons sal volg en dat die winde van die Heilige Gees sal waai oor hierdie gemeente en oor mekaar, Here, because we want to operate in mercy and in grace. So bless your children, bless this church, bless our families, bless our mothers, in the name of Jesus. En die gemeente sê, Amen, Amen, baie dankie.